Byna aan die einde van ons program en ons lees uit die Nuwe Testament Handelinge hoofstuk 13. Lees verder vanaf vers 32. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag, vervul het deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar ook in die 2de Psalm geskrywe: Jy is my seun, vandag het ek aan jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê: Ek sal vir julle die heilige en betroubare beloftes vervul wat ek aan Dawid toegesê het. Daarom sê God ook op 'n ander plek: Ek sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe en sy liggaam het vergaan. Maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood opgewek. Daarom, broers, moet julle goed weet, dit wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo deur hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. Pas op, dan dat wat die profete gesê het, nie met julle gebeur nie. Kyk, julle verag God, julle sal verstom staan en te gronde gaan, want in julle tyd sal ek iets doen, wat julle beslis nie sal glo as iemand dit vir julle vertel nie. Terwyl hulle die sinagoge verlaat, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende Sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. Nadat die sinagoge uit was en baie van die Jode en mense wat van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het, saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op die genade van God te bly vertrou. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad bymekaar gekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die groot opkom sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens met Paulus se woorde teëgespreek en hom beledig. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê: Die woord van God moes eers aan julle verkondig word, maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na mense toe wat nie Jode is nie. So lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Die woord van die Here was deur die hele streek versprei. Maar die Jode het vooraanstaande godvreesende vroue en toonaangewende burgers van die stad teen Paulus en Barnabas opgesweep. Hulle is vervolg en uit die streek verdrywe. Hulle het toe as gebaar teen die stad die stof van hulle voete afgeskit en na Ikonium toe gegaan. Die gelowiges van in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Handelinge, die laaste gedeelte uit hoofstuk 13. 'n kragtige gedeelte oor Paulus en Barnabas en hulle toewyding daaraan om die evangelie te verkondig. Dat hulle nie geskrik het, teruggedeins het vir die leiers van die Jodendom nie. Maar dat hulle juis aangehou het en vir hulle verkondig het, die evangelie net so suiwer en opreg soos hulle dit kon doen. Dit is ook vir ons 'n voorbeeld om te weet dat ons in ons hele lewe, ons woorde en met ons dade, ten spyte van teenstand, ten spyte daarvan dat mense miskien nie heeltemal daarvan sal hou of party sal aanstoot neem, sal aanhou om die evangelie tydig en ontydig te verkondig, oral waar ons gaan en almal met wie ons te doen het. Dit is 'n uitdaging wat die Here vir ons gee, maar ons weet dat die lewe juist nie gegee is om maklik te wees nie.
Die Here vat nie altyd die uitdagings weg nie, hy gee vir ons die krag om uitdagings te oorkom. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.